weet jy of iemand 'n goeie vakman is? Jy kyk na sy werk. Hoe weet jy of iemand wys en verstandig is? Jy luister na hom of jy lees wat hy geskryf het. Wat die persoon geskryf en gemaak het, sê iets van daardie persoon. Iets, nog nie alles nie, maar wel iets. En so is dit met God ook. Hy het gemaak en hy het gepraat en daarom ken ons hom. Ons weet uit sy skepping dat sy almag voortdurend is. Ons weet uit sy woord dat hy die bron van wysheid is. Psalm 19 besing die lof van God wat gemaak en gepraat het. In die tweede deel van die Psalm, vanaf vers 8, word die wonder van God se woord as openbaringsmiddel besing. God se woord is volmaak, betroubaar. Dit gee wysheid, dit bring blydskap, dit gee insig, dit is goed, dit staan vas. Dit is kosbaarder as goud. In die eerste 7 verse, en daarop fokus ons verder, word die klem gelê op die skepping as openbaringsmiddel van God. Die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur aan die ander, en die een nag deel die kennis met die volgende. Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. Tog gaan daarvan 'n boodskap uit oor die hele wêreld, en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Aan die een kant van die hemel kom die son op, en aan die ander kant gaan hy onder, en niks ontkom aan sy gloed nie. Die woord van die Here is volmaak, dit gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar. Dit gee wysheid aan die wat onervare is. Ons bely in die Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 2, dat die skepping soos 'n mooi boek is, waar alle skepsels, groot en klein, die letters is, wat ons die onsigbare dinge van God, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, duidelik laat sien. So kyk ons na die berge en sien God se standvastigheid. So kyk ons na die riviere en die reën en sien God se lewegewende genade. So kyk ons na die voëls van die veld en weet dat God elke dag 'n God vir hulle is en vir hulle sorg. So kyk ons na die son en dan besef ons dat dit God is wat volgens orde skep en onderhou. So kyk ons na die verwoesting van veldbrande en besef ons weer dat God se oordeele geweldig is. So kyk ons na die bome in die veld en dit laat ons iets sien van die veelkleurigheid en die skoonheid van God. So kyk ons na die helder wit sneeu en dit herinner ons aan die heiligheid van God. So kyk ons na die weerligstrale en weet dat God in kontak is met die wêreld. So kyk ons na die aanbreek van die lente en weet dat dit God is wat nuwe lewe uit die dood wek. So kyk ons na die vermoë van die mens om deur die tegnologie en die wetenskap baie dinge te kan ontwerp. En dan verwonder ons oor God wat ons na sy beeld geskep het. Ver verhewe bo sy skepping is die skepper van alle dinge. Veel groter as wat ons kan verstaan of deurgrond. Wat 'n voorreg is dit om na die skepping te kyk en op grond van die openbaring in sy woord te kan weet dat Jesus Christus, skepper van alle dinge, my persoonlike verlosser is. Goeienaand.